Jesus. I've got this. Amen. Now I'm just making the confidence. I've got this. If you think I eat this as volgende, you must declare it and say, I've got this. Come on. I said, I've got this. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I have learned to trust. Even Becky James and still my sister. I've got this. Sometimes I'm full of mismoedig dat was. Ek gaan nie. But I've got this. Sometimes we didn't make food. Sometimes is aan ons woord om te beskryf, maar we didn't make food. Vraag jy ooit aan sy, wat is waarheid? Dat is waar. Amen. Vraag vir iemand, wat is waarheid? Dat is waar. Johannes 18 vers 36. Laat my toe om 'n paar skrifte met u te deel. Yes. En mag die woord van die Here met ons almal spreek. Halleluja. Nou moet jy nou weer gesê dat dit is die woord wat bevryding bring. Amen. Die opening van die woord. Dit bring lig. Dit is die woord wat bevryding bring. Dit is die woord. Die woord. Dit is die woord. Dit is die woord wat bevryding bring. Sê ons sal die opening van die woord. Die opening van die woord. Dit is die woord wat bevryding bring. Dit is die Dit woord. is die woord. Dit is die woord. Die woord. Dit is die woord wat bevryding bring. Amen. Sê vir een langs ek is bly dit gekom. Ik ben blij. Amen. Bly dit het gemaak vir die bediening. Amen. Sê ander mense het nie gekom. Yes. Maar u, die Here seën vir u. Amen. Through the storm and through the night. Ken julle dit? Ek is oor liedere. Amen. Because I believe that if we don't sing the songs, then there will be a generation that won't know the songs. Imagine the great-grandchildren in your family does not know the song and he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we share as we carry there, none other can ever know. Imagine there's a generation that does not know that song. It will be our fault. Jaire gaan verby. Amen. Dat is waar. Die wap numbers. I trust in God, my Savior. Wat 10 jaar hy sou be. Amen. Maar dan gaan ons nog sing never a burden Yes. that he does not carry. Are you with me? Amen. So it will be our fault if the people in our family generations down don't know this song. Yes. We must be careful what we listen to. Hou dit aan as 'n mooi, baie mooi gesê. Maar daar kom 'n dag van benoudheid. Hy lied, Come on. as jy saam met my. Amen. Okay, ons moet nie verstaan wat ek sê. Wat is waarheid? Yes. Johannes 18 vers 36, Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het. Die dienaars van die Here is nie vegters nie. Yes. Amen. Dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.
Pilatus sê vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Wat is waarheid? Elkeen wat ek die waarheid is, luister na my stem. Halleluja. Sommige mense wil nie hoor Yes. die evangelie mense nie, Jesus. want die waarheid is nie in hulle nie. Amen. Sommige mense verwyt die woord Yes. wat jy preek. Sommige mense stoot die woord weg wat jy preek. Sommige mense sit hulle earphones in en jy begin praat met die Here. Want die waarheid is nie in hulle nie. Sommige mense ignoreer jou. Sommige mense vervloek jou. Sommige mense beskinder jou as jy die woord bring. Halleluja, want die waarheid is nie in hulle nie. Maar as die waarheid in jou is, dan sal jy jou ore open. Halleluja, die Bybel sê, Suster Beth, hy het jou ore om te luister. Laat hy hoor wat die Gees van die Here vir die gemeente sê. Elkeen se hart wat nog brand vir die woord van die Here het nog waarheid in hulle. Elkeen wat nog 'n begeerte het om te hoor wat die Here wil sê, het die waarheid in hulle. Miskien het jy nie alles by mekaar nie. Miskien het jy nie alles in plek nie. Miskien is jy nie op jou plek nie. Maar jy wil hoor wat die Here wil sê. Want die waarheid is in jou. Halleluja. Want waarheid soek vir waarheid. Want Jesus sê, hiervoor is ek gebore en hiervoor is ek geroep, sodat ek kan getuig oor die. Ek mors nie meer tyd op mense wat die waarheid wil hoor nie, want ek moet verstaan, die waarheid is nie in hulle nie, dis hoekom hulle nie kan connect met nie. Hallelujah. Glory. Kom ons lees nog eens. Hallelujah. Elkeen wat in die waarheid is, Yes. luister na my stem. Pilatus sê vir hom, dit nou Pilatus vra nie vir hom nie. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode toe. Halleluja, en hy sê vir hulle, ek vind geen skuld aan hom nie. Kyk nou, Pilatus sê vir die Jode, ek vind geen skuld in hom nie, maar hulle maak hom nog steeds dood. Yes. Mense sal jou nog steeds dood maak, al is daar niks skuld. Yes. Kan jy opstaan? Jesus. Al is daar niks skuld in jou nie, Yes. en al is jy ook nie onskuldig nie, hulle sal jou beskinder, hulle sal bespiegel, hulle sal jou wil dood, halleluja. Maar Pilatus sê, ek vind geen skuld in hom nie, want soos 'n lam na die slagpaal is hy gelei en hy sy mond nie geopen nie. Hy het nie geen sonde gehad nie en die sonde op hom geneem, halleluja, sodat ons in die waarheid kan inkom. Dat vir iemand en sê, kom bietjie na die waarheid. Wanneer laas was jy by waarheid? Hallelujah. Wanneer laas het jy vir waarheid gesien? Yeah, come on. Vra kind jy vir waarheid? Why am I speaking like this? Because truth is a person. Yes. Amen. Amen. Truth is a person. His name is Jesus. The way is a person. Yes. His name is Jesus. And the life is a person. Amen. As dit die reed wat vir julle so. Ek is môre die Dominicus bly vir u te sien. Amen. In die Here se naam. Kom ons gaan na Handelinge 5 toe. Handelinge 5 vers 1. Jesus. Die ouers gaan seker klag bespreek.
Want die decorators se phones afgevat. Amen. Want hulle sit in die diens. En dan ry daar met phones. We gaan vat die hulle phones af. So as jy klaar moes kry by die huis, dan kom by. Ek sal hier het volgende week doen. Amen. Amen. En dan die gaan elke week deur die diens stap. Al die kinders se phones vat. Amen. Sê jy so nas voor amen. Sê jy so nas voor amen. Ja. Amen. Prys sy naam. Ons is die baby. Glory. Hallelujah. Geef hulle 'n blaai en 'n pen om te skryf. As hulle moet besig wees. Vat die phones af. Glory. Amen. Vers 1. Maar 'n sekere man met die naam Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop. Yes. En ook met die medewete van sy vrou, so sy was saam. As jy hier saam van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring aan die voete van die apostels neergelê. Take note, nothing of what I'm going to say now has to do with money. The focus is not money. Amen. The focus is the principle in the story. See, some admit, I don't want people to be confused. Even though the story is about money, I'm not talking about money. En ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie jou gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het vir die mense, nie net vir die mense gelieg nie, maar vir God. Back up to the story. Die bekeerdes het gekom en hulle aangesluit by die apostels en hulle het alles verkoop, kom soos die Jesus het hulle aansluit. Hulle het alles verkoop wat hulle gehad het en hulle het die geld gebring, prys die Here, na die apostels toe, sodat niemand in die gemeente, halleluja, kan kort kom nie, kan ly nie, kan sukkel nie, sodat elkeen voor gesorg kan word. Amen. Niemand het van die mense gesê dat hulle moet hulle goed gaan verkoop nie. Niemand het vir hulle gesê hoeveel hulle moet bring nie. Halleluja, dit was jou eie saak as jy alles verkoop en alles bring. So take note, niemand het vir Ananias en vir Safira gesê om alles te verkoop nie. Hulle het vir die mense gesê, Yes. ons het alles verkoop en ons het alles van die apostels gegee, maar in secret het hulle iets agtergehou en in hulle sak gesit. Dit gaan nie oor die prysie, dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan nie prys die Here om wat hulle agtergehou het nie, maar dit gaan om wat hulle agtergehou het. Dit gaan om dat hulle van die apostels gesê het, dit is so, maar dit is eintlik so. Hoe kry hulle dit reg? Sê die ou koordigter, om te lieg van die Gees van die Here. Om te lieg van die Gees. Vraag vir iemand, wat is waarheid? Wat is waar? Vers 5 sê, en toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Dankie Here, daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na 'n verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. Sy het geweet van die skelm, maar sy het nie geweet van die dood nie. Take note, because sometimes people's interest is in the wrong things. Haar interest was in die geld wat sy agtergehou het, maar sy as die vrou het nie eens geweet, sy's nou 'n weduwee nie, en sy kom in by die Come on. apostel se vertrekke. Halleluja. En Petrus het haar aangespreek en vir haar gesê, sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê, ja, apostel, dit
Petrus sê, waarom het julle saamgestem? Waarom het julle 'n agreement gemaak om die gees van die Here te versoek? Sommige mense hou vergadering om die gees van God te belieg. Sommige mense kom by mekaar en hulle agree, ons gaan nie sê nie en ons gaan dit weerhou, maar die gees van God is waaragtig. Ananias en Safira, hoe kry julle dit reg om te lieg van die gees van die Here? Hallelujah. Glory. Kyk, wat sê Petrus? Kyk, die voete wat jou man begrawe het, is by die deur. En hulle sal jou uitdra. Jesus. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong man het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Vra vir u en agter u, wat is waarheid? 2 Johannes 1. Probeer 2 Johannes 1. Second letter of John, verse 1. Oh yes. Thank you, Holy Spirit. Vra vir iemand wanneer laas was jy weer waarheid? Wanneer laas het jy vir waarheid gesien? Wanneer laas het jy met waarheid gepraat? Come on. Yay, glory to God. Come on. Waarheid is 'n persoon. Jy raak presie. En die persoon waarheid bring jou in 'n toestand van waarheid. Die persoon waarheid bring jou in 'n alignment of truth. Hallelujah. Thank you, Jesus. It is the belt of truth and the robe of righteousness. Thank you, Jesus. And the sword of the Spirit and the helmet of the hallelujah of salvation and the breastplate of righteousness. Hallelujah. And the shoes for the readiness of the gospel. Hallelujah. En prys die wonderlike naam. Alles. Het nie met waarheid gepraat. Praat ons nog met waarheid. Ek praat van waarheid die persoon. Because we see truth as a person. We will change our agenda. Oh, I feel it in my body and I feel it in my bones. Ooh. The word of the Lord is shut up in my bones like a fire. Dankie Here. Wie skryf die boek? 2 Johannes 1 vers 1. Wie skryf die boek? Is nie Johannes die doper nie? Halleluja. As Johannes vir die Jesus sê by die kruis, seun, daar is jou moeder. En hy sê, vrou, daar is jou seun. En hy maak vir Johannes die sorg dra van sy ma. Amen. So die Johannes was daar by die kruis. Die Johannes was in die tuin van Getsemane. Die Johannes was heeltyd daar. So die Johannes het die waarheid gesien, ry nie op 'n donkie. Yes. Die Johannes het die waarheid gehoor sê, halleluja, dat ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Die Johannes het nie omgedraai vir raai of vir loenie, maar hy het gestaan by die kruis tot hulle sy liggaam afgehaal het. Yes. En toe hulle hom begrawe het, was die Johannes ook daar en hulle sien hoe begrawe hulle die waarheid. Kom aan, kerk. En op die opstandingsdag, iemand sê na die opstanding. Na die opstanding. Op die opstandingsdag, toe hulle kom sê, Maria Magdalena, kom sê, hy het opgestaan, sy liggaam is nie meer daar nie. Toe is Johannes ook daar, prys die Here, en hy sien vir Jesus in die vertrekking kom met die 120 mense, en Johannes sien dat die waarheid het opgestaan. En ek het 'n witness. Toe noem ek dat die soldaten was betaal om te lieg oor die opstanding van Jesus Christus. Hulle kan maar betaal om te lieg oor die waarheid, maar die waarheid sal die waarheid bly. Of jy lieg oor die waarheid, ek sê die waarheid sal die waarheid
Thank you, Lord. Ek lees vir u 2 Johannes 1. As jy nog 'n lekker keer kom. Amen. Jy nog 'n lekker keer kom. Dank die Here. Van die oudste. En 'n vertaling sê die ouderde. Van die oudste. Aan die uitverkore vrou, dit is die keer. En aan haar kinders. Hy is die gemeentelede. Saam met my. Dit is eintlik die vrou, die kerk en die takke. Sien julle ook al kan mense sien en duidelik. Aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Ek het julle waarlik lief. Dis die Here wat met ons praat vanmôre. Ek het julle waarlik lief. En nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken. Sometimes people don't like you because they don't like the truth. Some people just like you because you are too true. Spreek goed uit, voilà. Julle hoor wat ek sê? Some people hate you because you are too true. Some people are attracted to fake. And they hate truth. Yes. They will rather gather with fake, but they will avoid truth. Kom nou. Amen. Kom nou. Dat is so lekker. Weet jy, jy moet lekker amen sê, want dat is ons nie. Ah. En as het ook nie is, dan moet jy so amen sê, dat niemand sien. Ja. Yeah. Amen. Ek leer vir u. Omdat die waarheid, lekker, omdat die waarheid in ons bly. Yes. En ewig by ons sal wees. Kyk nou die manier hoe die skrywer skryf, is dit asof hy nie oor 'n ding praat nie, maar asof hy oor iets praat van eternal value, iets wat in ewigheid nog gaan bestaan, want hy praat eintlik oor die waarheid, naamlik Christus Jesus. Is nie 'n onverganklike nie, maar dit is 'n onverganklike. Die waarheid sal nog in die ewigheid ook saam met ons wees. Halleluja. Vers 3 sê, die genade, die barmhartigheid en die vrede. Can I be a witness? The truth will always bring grace. Die waarheid bring genade en die waarheid bring barmhartigheid. Barmhartigheid is wanneer jy vir iemand iets doen en hulle verdien dit nie. Dankie Suster Elizabeth, because die blinde man sê, halleluja, Jesus seun van Dawid die barmhartige. En Jesus vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Here, ek wil sien, maar om te sien is nie 'n verdienste nie. Hy het nie daarvoor gewerk nie. En Jesus hoef dit nie vir hom te doen nie, maar dank sy barmhartigheid. Hy doen dit vir die man net omdat hy kan. Halleluja. Halleluja. Barmhartigheid is wanneer jy iets goeds doen vir iemand sonder dat hy persoon dit verdien. En ook sonder dat jy eer gaan kry uit dit wat jy vir die persoon doen, maar dit is net om barmhartigheid te bewys. Soms kom ek en u, o liewe Christen, ons kom goed in tale en ons is goed in die uitleg van tale en ons is goed in die profesie en ons is goed in die kennis en ons is goed, halleluja, in die wysheid en ons is goed in die hande op die sieke lê, maar barmhartigheid kom ons tekort. Ons kan alles doen, maar wanneer dit by ons naaste kom, dan lyk dit ons weet nie meer hoe om liefde te bewys nie. Maar die Here roep ons vanmôre om in die waarheid te kom, sodat ons nie na ons eie belange moet kyk nie, maar dit van die gemeente en van die armes. Halleluja.
van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees, wat in die waarheid en in die liefde is. Sê vir iemand, sonder liefde Sonder liefde. is daar die waarheid nie. Can I get a witness? Can I get a witness? As jou huis vrede het en almal is lekker met mekaar, maar Jesus is nie in die huisie, dan is dit 'n valse vrede. As jy 'n huis het vol liefde en Jesus is nie daar nie, dan is dit valse liefde. Can I bring it out? Because love will cause you to speak the truth, and the truth will cause you to show the love. So without the love, there is no truth, and without the truth, there is no love, because love is God and truth is God. The one does not go without the other. So sonder Jesus is alles te ver. Die liefde en die waarheid bring ook vergifnis. Yes. As Safira haar man Ananias werklik lief gehad het, dan sou sy 'n man gekeer het om die plan te maak om die geld agter te hou. As julle dan, as Ananias sy vrou lief gehad het, sou hy vir sy vrou die waarheid gedeel het en gesê het, ons kan dit nie doen nie, van die gees van die Here gaan ons uitlig. Vers 4 sê, ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het, wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. Wat is die gebod? Dat julle mekaar moet lief hê. Dat jy jou naaste moet lief hê. As julle nou, jy moet jou naaste lief hê. Vers 5, en nou het ek 'n versoek, geagte vrou. En nou het ek 'n versoek, geagte kerk. Dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskryf nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. Vraag vir die een, langs aan die, do you like me? You like me. You like me. What are you doing? Amen. Frada, do you like me? I'm going to say you don't have, You. What? you don't have to like me, You know my God. but you must love me. Easy up. Husband and wife, sometimes you don't like the other, but you must love them anyhow. Sometimes los hulle soetjies net daar. Ja, ek het weer te groot. Die was goed net langs die was goed my. Die kasse neer bly op daar kom ons. You don't like it, but you must love it anyway. And if a husband, Ananias, really, if a husband really loves his wife, he will pray for his wife. En nou wil ek opstaan aan die verlede, die meisies moet ook die en die mans wat dit doen, nie moet dit doen. En die singelvrouw, ek kan vir julle paar goedjes doen. As julle nou a true husband, you see we have the order in the homes wrong. A true husband gets up before the wife. Because a true husband is a captain of the ship. And while everyone is asleep and it is still dark outside, the husband, I'm talking to you, talking to you, talking to all of you, that are husbands. The husband gets up and he touches his house.
die tyd wanneer die man opstaan, is alles gedoen. En dit is miskien goed, dit is miskien wel, maar die man van die Here, Come on. die man wat uit God se waarheid gebore is, besef dat hy is die umbrella, hy is die autoriteit, hy is die gesag van die familie, en daar is sommige profesies wat net kan kom as hy dit release in gebed en in krag en in waarheid. Sommige manne moet nie net hulle sokkies optrek nie, hulle moet alles optrek en hulle gebedslewe optrek, sodat die krag van die Heilige Gees in die huise kan vloei. Halleluja. Safira, kan ek gepraat met Safira? Come on. Praise die Here. Hey, kan ek praat met Safira? Nou, miskien het jy nie Safira nie, miskien het jy net 'n bietjie vleie van Safira in jou. Thank you, Jesus. Come on, sir. Safira, wees versigtig van jou respons na jou man toe voor jou kinders. Because every time that you respond in disrespect to your husband in front of your children, you break down his authority. So that when it is time for your children to understand that my father is in charge of the household, they cannot submit under his authority because you show an example of dishonor. And if your husband makes a decision that you don't like, go to your private space, away from the children, without them knowing, and discuss it there, and be in debate there. Hallelujah. But submit with full submission, so that you can also have a flow of the anointing. But never allow your children, hallelujah, to disrespect the authority. Some Safiras can be controlling. They want to be in charge of the money, they want to be in charge of the house, and every time you do that, you break down spiritual authority and you break ranks, and that's why your army can never win, because you are out of line and you are out of position and you are out of order. Hallelujah. Because if the army is in regiment and if the army is in line and the captain, hallelujah, the colonel speaks a word and he says salute, then the soldiers stand ready and they are ready for warfare. But if the wife wants to be in charge and in control, then the colonel can speak all he wants, but there's a spirit of confusion in the army. Come on. Omdat niet gesê amen vir die waarheid, en my is wat amen sê vir die waarheid. Amen. Praise die Here. Sometimes Safira, ek sê dit in kyk, tot bekeer. Halleluja. Sometimes Safira, dan is jou man verkeerd, but you never show it to the public. Wag tot by die huis. Dan sê jy, my man, jy was nog as verkeerd daar. You don't correct your husband in public. Kom nou, Safira. Safira. You don't correct your husband in public. You don't correct your husband in front of your children, because you must establish his authority. Come on. Halleluja. Ananias, Praise die jou ma is nie die manager Praise van jou huwelik nie. Can I get a witness? To the unmarried young woman, if he is a mommy's boy, he will be a mommy's husband. Praise God se naam. Halleluja. Praise die Here. Halleluja. As jy getroude mense kan julle die Here prys. The best recipe is to keep things between the three. The three. Keep things between the father, the husband, and the wife. God, the husband, and the wife. Your sister moet die weet nie. Come on. Come on, sir. Your broer moet die weet nie. Yes.
Ma moet die weet as jy jou slaan gaan hulle hele familie. Come on. Yes. Vir al jare goed. Protect your marriage. Because môre kom jou man family gathering toe. Daar sal arrows na sy kant toe. En hy weet nie eens dat almal ken sy business nie. Weet jy nie lekker hoe om te beweeg nie, want as jou familie en jy het al vergewe, maar jou familie staan nog met hulle kapsagels. Kalapang. Are you with me? As jy keer, Amen. vraag vir iemand wat is waar nie. Wat is waar? Die Heer het gevra ek moet meer oor die topics praat. So. Amen. Thank you, Jesus. Never correct each other in public. Wait for your prayer time. Come on. If you correct each other in prayer, how beautiful it is for the covenant to be strengthened. Because jy kan nie vloek en skel en bekleed gebed. Amen. Thank you, Jesus. Ons moet mekaar Lief hê. lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God leef. Soos julle vanaf die begin gehoor het, is dit sy gebod dat julle die liefde moet lewe. Daar het baie misleiers te voorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is nie, wat mens geword het. Dit is wat ek met die misleier, die antichrist, moet doen. Sommige van julle moet ontslae raak van die misleiers in julle lewens. Some people mislead you to judge your husband. Some people talk you into judging your friends. Some people sow seeds of division so that you can judge your church. Some people sow seeds, net so sinnetjie. Hulle gee jou net 'n sin. Dan begin dit twyfel in jou staan en in jou roeping. Sommige mense is misleiers dat jy jou confidence verloor in jouself. En elke keer wanneer jy sê, I've got it, dan breek hulle dit af deur te sê, jy gaan dit nie maak nie. Some people are misleading, but you like them in your life, but you are supposed to put them out. If they are not building you, they probably breaking you. Get some builders and exclude the misleading elements. Vers 8 het maar klaar. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voorgewerk het nie. Maar dat julle die volle loon ontvang. Wat sê hy vers eintlik? Volhard tot die einde. Die bekering waarvoor jy gewerk het tot hier, moenie dat dit nou verlore gaan nie, sodat jy die volle loon kan ontvang die dag wanneer ons met Jesus aanneem. Elkeen wat nie met die leer van Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en homself nie groet nie. Want wie hom groet is aanskuldig aan die kwaad wat hy doen. Daar is nog baie dinge wat ek vir julle kan sê. Ek wil dit egter die skriftelik doen, nie sê toe alles. Maar ek hoop om na julle toe te kom en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees. Iemand sê die waarheid maak bly. Die waarheid maak bly. Sê die waarheid maak bly. Die waarheid maak bly. Sommige tye dan maak my waarheid sin vir my. En my waarheid oortuig vir my. En ek kan ander mense oortuig, halleluja, oor my waarheid. Maar soms is my waarheid verkeerd. Come on. Come on. Come on. Ek het vir jare in 'n waarheid gestaan, wat ek toe uitgevind het, is nie eens 'n waarheid volgens die woord van die Here nie. Ek het gebid in 'n waarheid, wat eintlik 'n vervalsheid was van geloof. Halleluja, maar toe ontmoet ek die waarheid by die dag van my inkeer, en ek ontmoet hom by sy naam, Jesus, en die waarheid verander my hele lewe, dat ek toe ontdek dit wat
wat ek geglo het as waarheid en ek het anders geleer oor die waarheid, maar die waarheid was eintlik 'n leuen. Soms kan jou waarheid, halleluja, 'n misleiding wees en dan moet jy tot erkenning kom. Dit waarin ek lewe is nie van die Here nie. Ek sal moet omdraai en ek sal moet kies. Joshua sê, besluit julle vandag vir wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom na die waarheid toe. Kom na die water toe. Die vrou met die put van Samaria, sy het 5 waarhede gehad. Hoor mooi. Die vrou met die put het 5 waarhede gehad. En die een wat sy nou het, is ook nie in sy waarheid nie. Sy vrou, wie is hier? Hier moet 'n profeet wees. Wat vir my die hele waarheid kan sê, wat vir my alles kan vertel oor hom. 5 waarhede gehad en dit was die ander nie, die 6de een is ook in sy Die 7de een is vir die waarheid. Hy sê, as jy my geken het, sal jy vir my waarheid gevra het. As jy my geken het, dan sal jy eintlik besef dat ek is die waarheid, en ek is die lewe, en ek is die opstanding, en ek is die brood, en ek is die water, en ek is die my. Hy is alles vir my. Hey, Jesus my heiland. Hy is alles vir my. Vanmôre kom ek in die eenvoudigheid om te vra, wat is waarheid? Wie is waarheid? Waar is waarheid? Waarheid is die ooreenstemming met feite, werklikheid, of dit wat werklik gebeur het. Hy het opgestaan, vry van valsheid of bedrog. Dit word dikwels beskou as egtheid of juistheid en dien as 'n fundamentele begrip in etiek en in lewe. Die waarheid is 'n werklikheid. Iemand sê amen. Amen. Die waarheid is 'n egtheid. Iemand sê amen. Amen. En die waarheid is 'n waaragtigheid. 3 Johannes 1 vers 4 sê, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. 1 Johannes 3 vers 18 sê, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met die daad en in waarheid. Laat ons nie moeg word om van ander goed te doen nie. Prys die Here. Dat ons nie net sê ons het mekaar lief in tong en in woorde nie, maar dat ons ons liefde omskakel in aksie om mee te deel dit wat Ananias en Safira teruggehou. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. There is no other way. There is no other way. Jesus is the answer for the world today. As u vanmôre glo in die waarheid, dan vra ek vir